gesels oor wat sien mense? Janus, die gaan check asseblief hy. So 'n bietjie van 'n ring. Wat kan mense sien vanoggend? Kan hulle sien? En dit is ook so dat almal sien, maar nie almal kyk nie. Nee? Dit het al beleef waar jy of het jy al vir iemand gesê, kan jy nie kyk waar jy loop nie jy nou vas. Of as hulle jou in jou vasry, het jy nie oë in jou kop nie. Dis ouers hulle vir hulle gesê. Of as jy iets gaan soek en hulle kry dit nie, dis reg voor hulle oë gewees. Gisteraan het ons in ons huis 'n episode gehad waar Lita van een van die rede daar het daar een ring, haar vinger begin swel en kon nie afkry, so moes hom afsny. Van haar vinger af. En toe ons nou so 5 minute later die ring soek, sy weg. Ons kry hom nie. Ag, maar ek sal klaar negatief, die ring is nou gesny. Nou is die ring weg nou nog. Nou soek ons hom. Oralste waar ons gaan, soek ons kry hom nie. En uiteindelik, nou gee ek nou moed op nou maar, en nou is dit maar so, en ons omdraai, toe lê hy op ons diepvries se blad. Maar ons almal het daar gekyk, maar ons het hom nie gesien nie. So wat kan mense sien? Maar nou, voor ons aangaan, die week het Janu ingeskryf vir huisens daar so 'n rubriek in huisnoot, hoekie vir eensaam is. Toe stuur hy vir hulle in soontoe 'n foto, toe sê hulle vir ons nog nie so eensaam nie. Hy is nog single julle. Ek mag goed opgaan. So almal kyk, maar almal sien maar kykie, almal kyk, maar almal sien ook nie. Almal luister, maar almal hoor nie. Onthou jy begin gepraat dat jy ore, nee? Dit beteken nie, wat sê dit beteken jy hoor, jy luister nie. En almal hoor, maar hulle luister ook nie. So daar's hierdie twee pole van ons lewens en hulle sê ook dat birds have a feather. Wat? Nou wat noem jy 'n samekoms van klomp parlement van politikuste? 'n kongres. 'n kongres van Bobbiane. Dis ook die versamelwoord vir Bobbiane, is 'n kongres. So 'n kongres van Bobbiane, kongres van politikuste. En as jy in die politiek is dit baie jammer. Ons liep nie vandag nie. Dis kom my grap nie maak. So mense wat, jy sal altyd sien, mense kom altyd by mekaar, klomp groepe kom by mekaar, jy sal sien, nee, die mense van daai plek en hierdie plek, en almal wat, as jy by mekaar kom, nou, ons het, nou woensdag aand het ons 'n baard aand gehad, dis nie was nie, die gemis, maar op 'n stadium, toe sien ek maar, daar's 'n groepie van mense, van mans by mekaar, al die weermag veterane is nou daar gewees in die hoekie, want hulle kom by mekaar uit, nee, en as by mekaar uit, wat in die bank is, al die bankiere by mekaar, al die reising is by mekaar, al die karouwens by mekaar, is asof die woord sê, dat diep roep na diep, mens soort soek soort. Nou wat sien mense in jou kyk? Wat die mense trek jy? Blaai gesaam in Handelinge 4 toe, moet jy Bybel gebring? Handelinge 4. Handelinge 4. Handelinge 4. Ek gaan ook op die bord wees. Handelinge 4. Right. Vers 23. Die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien. Dis amper soos as jy 'n klein seentjie het en dan hulle is bang vir niks nie. Hulle slaapspring, jy's verbaas. Want hulle het besef dis gewone mense wat
sonder enige besondere opleiding gehad het. Waar is my laptop? Ekskuus. Sonder besondere opleiding. Hulle het ook erken as mense wat saam met Jesus was. Dan gaan hy verder en hy sê, maar omdat die man gesond gemaak het, daar reg by hulle gestaan het, het die raadslede niks gehad om te sê nie. Daarom het hulle Petrus en Johannes uit die raadsaal gestuur en die saak met mekaar bespreek. Interessant toe, as hulle wil bespreek, jaag hulle gewoonlik uit. Dan praat hulle baie keer van jou, né? En hulle sê vir mekaar, wat gaan ons met hierdie man aanvang? Dis vir almal in Jerusalem woon duidelik dat 'n onmiskenbare teken die dit plaasgevind het. En ook ons kan dit nie ontken nie. Vers 17. Maar om te keer dat nog enige verdere ander volk versprei, kom ons dreig hulle om nie weer met iemand in die naam van Jesus te praat nie. Hulle roep die apostels bymekaar. En hulle sê vir hulle mag glad nie weer Jesus se naam verkondig nie. En vers 19. Hulle reageer. Dink julle God wil hê ons eerder aan julle gehoorsaam moet wees of aan hom? Ons kan nie anders as om te praat oor die wonderlike dinge wat ons gehoor het nie. Interessant, dis normale mense. Ons dink baie keer die apostels en die disippels was buitengewone mense gewees, maar het jy geweet inteendeel is daar beweer dat die disippels en die apostels, behalwe vir Paulus, was ouens wat mislukkings was in hulle samelewing. Onthou, jy as Joodse seun het tot op 13 het jy gaan skool gegaan en as jy slim genoeg was, het jy 'n skrifgeleerde geword of 'n fariseer ensovoorts en dan daar en as jy die rangs geklim het. Maar as jy nie slim was nie, is jy terug na jou familie se try toe. En die ouens was vissermanne gewees wat amper so die laagste van die laagste was. Hulle was amper die washouts gewees en Jesus gebruik hulle. En die ouens kom agter dat hierdie ouens was gewone mense sonder enige opleiding. En dan sien ons in vers 14 dat omdat die ou wat siek was gesond gemaak het, daar by hulle was, kon hulle sê nie. Hulle gedrag het mense stil gemaak. Wat in jou gedrag? Dit is 'n bietjie mooi. As jy waar jy tans lewe, praat mense van jou? Heel moontlik. Hoekom? Wat is in jou gedrag? Die disippels se gedrag het mense stil gemaak. Want hulle kon nie daaroor iets te sê het nie. Sien, ons baie keer so bang om hoe Jesus te praat. Die woord vertel hierso in vers 17, dalk moet ons hulle dreig om te sê, hulle mag nie weer in die naam Jesus praat nie. Just hoe baie van ons sukkel om Jesus te praat, selfs wanneer ons mag oor hom praat. Never mind as gedreig word. Ek het nou vir julle gesê dat die ouens in die ondergrondse kerk in China en daai plek in Turkye en so voort. Hulle sê ons in die kerkie, ons verstaan nie van kerkie en ons is nie vervolg nie. Ek wil graag sien hoeveel mense begin van Jesus praat die dag as hulle vervolg word of gesê word as Jesus praat, gaan jy jou werk verloor. Die ouens sê ek is nie bang nie. En ons sien dat hulle later sê die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien. Maar hulle het besef, dis gewone mense, sonder enige opleiding, hulle het hulle ook erken as mense wat saam met Jesus was. Birds of a feather flock together. As mense na jou kyk, wat herken hulle? Herken hulle, jy is iemand wat by Jesus was, herken hulle nie, hier is hierdie ou. Party kan jy 'n myl ver al ryk, né? Dan ryk jy al waar hy was. Jy kan sommer sien hy aangeloop kom waar hy was. Want hy loop so 2 lyne in mekaar in.
Wat herken mense van jou oor jou leefstyl, oor jou gedrag? Maar sien hierso met hierdie ouens het hulle gesê, hulle herken as mense wat besig was. Gaan jy volgende slide asseblief, Armand. Wat wys hierdie prentjie vir jou? Wat is een van die grootste, as jy op Instagram en Facebook gaan, die maklikste manier nou om geld te maak volgens die ouens om 'n influencer te wees. Weet julle wat dit is? Influencers, ouens wat ouens influence deur wat ook al ander klere te trek of deesdae as jy nuwe ding influencers wil jou brand gebruik en as hulle gee vir my 'n nuwe Jack bakkie daar by julle en ek sal hom rondry met julle met julle naam op so voorts en hulle sponsor my en dan influence ek mense om jou bakkie te koop of jou naalproduk of wat ook al mag wees. Ons het 'n samelewing van influencers, maar besef jy influence mense waar ook al jy gaan met wat ook al jy tans doen. Of jy influencer of nie, of jy influencer is nie. Jy is 'n influencer in die wêreld. My vraag is, wat influence jy mense mee? Het jy agtergekom, dis baie maklik om afgetrek te word in die lewe. Ons sukkel mense te influence. Op 'n goeie manier, maar dit is baie maklik om sleg beïnvloed te word. Né? Ouers, jy sal weet, baie al vir jou kind gesê, bly weg van Janu af, want Janu is 'n slegte invloed. En dan trek Janu jou af. Né? Net ek gebruik ons net 'n voorbeeld. Hulle is baie nice ouetjie eintlik. Maar sien, ons influence mense nie meer soos ons moet nie. Ons sukkel. Ons hou van al die ander influences wat daar is. Jy word intendeel baie meer beïnvloed as wat jy mense beïnvloed. Want dit is baie makliker. Maar mense wat deur Jesus beïnvloed word, is mense wat ander mense eintlik moet beïnvloed. Petrus en Johannes was ouens wat by Jesus was en toe word hulle influencers. As ek die Bybel reg verstaan, was hulle goeie influencers gewees. Hulle was so goeie influencers gewees, die ouens wat hulle stop. Stop die mense jou nog om te sê, hou op mense beïnvloed. Hoekom? Goed of sleg? Maar ons sukkel daarmee. Maar ek het vir jou 'n paar dinge gewys oor, as jy by Jesus was, het jy 'n paar dinge. Onder andere, mense wat by Jesus was, is mense wat vrymoedigheid het. Hoe gaan was die woord, Handelinge 4:13? Hulle was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien. Die ou vertaling sê, ek dink dat die vertaling sê, hulle was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid gesien het. Ek en jy het nie meer vrymoedigheid om te praat oor Jesus nie. Never by die kerk of by die huis nie. En wat as ek snaaks lyk? Ons sukkel. Mense wat by Jesus was, het vrymoedigheid. Maar hulle het ook, vrymoedigheid in die Engels is ook boldness. Boldness is a confidence to say and to do what is right. Ons sukkel met daai. Ek sukkel om boldness te hê. Nee? Ek sê eerder met die stroom gaan en eerder maar, kom ons doen maar wat almal doen. Kom ons vat maar geld onder die tafel, of kom ek doen maar hierdie goeders. Maar boldness, Paulus en Johannes en Petrus en die disippels het boldness gehad om teen die stroom te gaan. Wat sê Spreuke 28 vers 1? The wicked flee when no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Ons sukkel om boldness te hê. Ons sukkel letterlik daarmee. Want wat as? Maar ek het boldness as my rugby span wen. Die Here weet, as jy 'n blou bil instap, né? Ek presies. So mag geen blou bil inkom nie. Né? Of waag jy as 'n cheetah of 'n leeu, wat ook al jy mag wees. Want ek kyk rugby vir selfverdediging, by the way, né? Ek kyk dit om mense kwaad te maak. Maar waag jy instap by 'n blou bil fan party? O, jy's dood. Ons is nie boldness om Jesus se woord te versprei nie.
weet van mense wat afgelê is so ruk terug, omdat hulle waag in hulle werksplek sê, maar Jesus is koning. Gister kyk ons 'n program op TV, ek se baas weet dis 'n program oor, wat sê wie, kyk wie, daai klomp kinders op kyk net, dan vra ons vra vir hulle, wat is die program se naam, pa? Kyk wie praat. En hulle vra vir 'n seentjie, weet jy wat is 'n president of wie is president? En hy sê die volgende, hy sê, Jesus is die president van die wêreld. En ek dink by myself, dis 'n wonderwerk, dat daai program air. Want baie mooi verstaan, alhoewel ons land baie vry is om te sê wat ons wil sê, is ook baie toe. Hoeveel van ons sal vrymoedigheid hê om te sê op nasionale televisie, ek glo Jesus is koning. Hy sê inteendeel, ek gaan daai klips gaan soek, ek sal post as ek moet post, maar hy sê inteendeel, dat Jesus is koning, en almal moet hom kan volg. Geluister daai klip, ek is baie verbaas wees, ek dink myself, ek reg gehoor. En die aanbieder sê, sure, dis baie ware woorde vir so klein seentjie. Hy was 'n kind, wat by Jesus was. Maar mense wat by Jesus was, lewe in buitengewone lewens. Hulle lewe, hoor my sê die woord. Vers 13. Die raadslede was verbaas toe hulle waag moet sien, want hulle het besef, dis gewone mense sonder enige besondere opleiding. Hulle het hulle herken as mense wat by Jesus was. Hulle was verbaas, want hulle het gedog, hierdie ouens moet ouens wees wat baie spesiaal is, maar eintlik was hulle normale mense wat buitengewone lewens gelei het. Daar waar hulle geloop het, op hulle skaduwee het ouens genees. Hulle het ouens wat siek was gesond gemaak. Hulle het klomp dinge gedoen wat buitengewoon was. Never mind wonderwerke, alles te gelewe. Ek het die manne nou reeks gedoen oor Christendom, oor wat is 'n Christen, en die vroeë kerk was gekenmerk gewees deur klomp verskillende goeters, omdat hulle anders te gelewe het. Ons lewe nie meer ander lewens nie, never mind buitengewone lewens. Wanneer laas het jy gedurf vir 'n sieke bid? Wanneer laas het jy gedurf iemand vertel van Jesus? Wanneer laas jy gedurf anders in lewens? Laas Vrydag vertel Dries vir ons, hy stap by 'n droogskoonmaker in. Hy het nie hemp gekoop en hy gaan die hemp was. Ek tog gaan ons vertel, die hemp het gekrimp. Maar eintlik vertel hy vir ons toe nou, wat hy gemaak het, is hy het vir 'n ou gebid wat siek was, en die ou het gesond geword. Wat is een van baie min stories deesdae van mense wat buitengewone lewens lewe. Ander ding wat mense lewe, wat by Jesus was, is hulle is gehoorsaam aan God. Vers 19, dink julle dat ons eerder aan julle gehoorsaam moet wees as aan hom? Ons sukkel so baie mee. Ek sukkel om gehoorsaam aan God te wees. As God vir my sê doen dit, doen ek dit. God sê vir my lewe so, nee, maar ek gaan eerder negotiate. Ek sal negotiate met die Here, want net miskien is dit dalk net veiliger vir my. Want die Here vra so moeilike goed vir my, maar ek wil eerder ander goedes lewe. Ek wil nie ja sê vir die Here nie, want as ek vir hom ja sê, moet ek nee sê vir dit. Maar hulle sê, ouens, ek is baie meer bereid om aan God gehoorsaam te wees as in die wêreld. Maar mense wat by Jesus was, is mense wat iets het om te sê. Vers 20 sê, ons kan nie anders as om te praat oor die wonderlike dinge wat ons gesien het nie. Ons praat nie met Jesus nie. Ons praat nie meer Jesus nie. Een van my favourite tekste is daai van hy sê in 2 Korintiërs 2. Ek het myself voorgenem om Jesus, om gekruisigde, te kondig, en niks meer nie. Niks meer nie.
niks anders te praat as Jesus. Wat praat ek en jy as ons praat? Ons sukkel om andersins te praat as Jesus. Ons sing baie liedjie, I speak Jesus over my family, I speak Jesus over my, wat is die woorde? Shout Jesus on the mountains, shout Jesus on the streets. Jesus over every depression, en chains, en al die goed. Ons sing dit baie maklik, maar ek spreek dit nie meer nie. Ek spreek baie makliker, ek het laasweek gesê, ons spreek baie makliker ongeloof. Ek spreek baie meer ander goeders, want dit is moeilik om Jesus se taal te praat, want hy praat anders as ander mense. Hy kom by hom en hy sê vir hom, word gesond in Jesus naam, en hy word gesond. Nee, gaan jy die dokter toe, Janu. Waar jy siek wat jy het, gaan jy die dokter, dit is baie veiliger. Hoef my geloof in aksie te sit, wanneer ek vir hom bid nie. Ons sukkel om te praat, om te sê ek praat Jesus, maar iemand wat Jesus praat anderste. Julius sê ons, vergewe vir Engels, maar ek sê, hulle praat praise over suffering. Hoor gou hierso, né? Handelinge 16 vers 25. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid, tot lof van God te sing. En die ander gevangenes het hulle geluister. Hulle sit tans in die tronk. Nie die beste plek om te sing nie, maar hulle hou kerk in die tronk, in die middernag, en almal luister na hulle, en almal dink, dis ons die betronke, met 'n TV en 'n bedjie en 'n toilet, nee, hulle tronk, hulle het heel moontlik gehang in die lug, hande vas, gesjakkel, voete vas gesjakkel, en deur hulle tronk, het die dorp se riool gehardloop. Nou jy weet wat met 'n rioolplaas, grotte, muise, daai. Ek het al vir julle vertel van die KFC storie, né, in Steelpoort. Né? Dis 'n storie. Dis nie 'n lekker plek om te sing nie, want elke keer as jy inasem, maar ruik jy riool. Maar hulle is besig om in plaas om te kla en te kerm oor omstandighede, te sê maar Here, ongeënder ons fokus op U draai en ons gaan U aanbid. Wat maak ek en jy wanneer ons dit tye van moeilike tye gaan? Ek is seker daarvan, niemand van ons was al in 'n tronk vasgemaak waar die riool deur my tronk sal gaan en dit is okay nie. Maar wee, as Eskom opgaan met 12% einde van die maand, dan kla ek. Want in plaas om Here te prys vir die geld wat ek dan nog het, die werk wat ek het, die krag wat ek het. Sien, ek wil nie vir jou sê, ander mense luister na Christene wanneer hulle swaar kry. Hulle luister wat jy praat wanneer jy swaar kry. Want hulle wil weet, het jy regtig geloof in jou God? Of is dit net iets wat jy sê? Hulle luister na jou en jy swaar kry. Ander ding wat hulle sê is, iemand wat Jesus praat geloof oor vrees. Geloof oor vrees. Psalm 56 vers 3. Whenever I'm afraid, I will trust in you. Ek gaan vir jou sê. Nee, jy kan vertrou in wie jy wil ensovoorts, maar ek glo God is nie subject to nie. God is nie 'n God wat onder iets is, hy is bo alles. So hy besit die beeste op 1000 heuwels, al die goud in die bank is syne. Hy is die persoon in wie ek moet vertrou wanneer dinge taaf gaan. Nie die bankbestuurder of my bankbalans of wat ek het nie, my finansies of wat ek al mag wees nie. God, wanneer ek bang is, help jy wel nie die polisie gaan jy help nie. Nee? Ons het altyd die kinders ons leer op sonnaskool, as jy bang is, dis is in Amerika, en bel 911. Nee? Dan gaan lees jy Psalm 91 vers 1. Dis baie veilige tans as om die polisie te bel. Ek kom agter, ek weet nie of onderwysers julle nou weet, my seentjie is nou graad 3 en hy kom terug en hy sê nie maar het gesê hy moet nou 10-1-1 onthou. Maar sê ek maar ouens, wanneer my werk eers mee nie? So wie gaan jy bel? Hulle wat by Jesus was, praat geloof oor vrees, faith over fear. Om te sê, Here, ek glo in U. Ek glo U gaan my red. Ek glo U is my deurbraak. Ek glo U gaan vir my iets bewerkstellig.
Ek gaan nou voetjies met iemand in die persoon, hulle gaan deur 'n moeilike tyd en ek vra maar wat gaan hulle maak? Deur dit klaar vir my iets in die pipeline. Wat maak hulle? Hulle praat geloof oor vrees. Ek sê altyd vrees, Engels fear is 'n acronym. False evidence appearing real. Fear is false evidence appearing real. Intel weet jy dat hulle sê dat die meeste van die goed wat jy oor bang is en vrees gaan nie eens gebeur nie. Maar ek gaan die volgende vir jou sê, Job 33 sê dit wat ek gevrees het, het oor my gekom. Jy het die vermoë om iets te trek deur jou vrees. En dieselfde met geloof. Ek het laasweek vir getel van geloof. Wat geloof maak in die gees? Geloof is in die gees soos geld in die werklikheid. Ek koop in die geloof ek koop in die gees met my geloof. What are you buying in the spirit? Maar mense wat by Jesus was, is mense wat liefde kies oor haat. Liefde oor haat. Johannes 13 vers 35. En hierdens weet, as hulle met disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ons sukkel om lief te hê vir mense. Ons sukkel daarmee. Want sien, Matteus 22, die twee groot gebod, sê wat? Wees lief vir God, die hele siel, die hele verstand, die hele wese. Dan doen ons goed, ons is lief vir God. Maar dan sê die tweede is, wees lief vir jou naaste. Soos, as ek my naaste haat, ek is nie baie lief vir myself nie, nee. En dan gaan jy dan vertel die storie van die visionaars met die Samaritaan, en hy vertel van hoe die Samaritaan, wat in hulle tyd, hulle verwerpende was, die castaway was, tog die naaste, en sê, jy moet tot daai mense lief hê. Ek sukkel om iets lief te hê. Ons sukkel. En Korintiërs 13 sê, al praat ek al hierdie mooi tale, en al gee ek al my geld weg, en al doen ek, maar ek het nie liefde nie. Beteken niks nie. As jy liefde het nie, beteken dit niks nie. My vraag is, het jy liefde vandag? Handelinge 9:21 sê volgende. En almal wat hom gehoor het, was verbaas en gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat die naam van Jesus aangeroep het nie. Paulus was 'n ou gewees wat hy het Christene gehaat. Hy het hulle vermoor. Hy het hulle gaan soek, daar waar hulle was, en hulle vervolg. En toe Jesus ontmoet, toe wat gebeur? Toe begin hy mense lief kry. As jy by Jesus was, het jy 'n keuse as om mense lief te hê nie. Mense lief te kry nie. Hoor wat sê J.J. Parker, hy sê, the task of the church is to make the invisible kingdom visible through faithful Christian living and witness bearing. Where? The task of the church is to make the invisible kingdom visible through faithful Christian living and witness bearing. Ek begin van die jaar toe my visies om jy gepraat het, heb jy gesê, ons land is 84% Christene. Maar dit wil my voorkom asof die majority van die Christene undercover is. Almal werk vir die FBI. Want ek sien dit nie. As ons land 84% Christene was, ons land nie gelyk soos gelyk het nie.
Besef jy in ons eie parlement dat meer as 2/3 van ons parlement beweer hulle is kinders van Jesus? Invisible, undercover. Ons is baie gou om hulle te judge. Maar liewe ek nie so nie. Sondag kom ons kerk toe. En dan maandag was Sabrin gister. Ons is undercover onder die water. Ek kom Woensdag vinnig opgehou vir vroue of vir manne of vir jeug of young adults. Kom ons in Ereboek ons kom vinnig op. En sê maar als so kyk, kry 'n bietjie asem, dan is weer onder die water. En hier by Saterdagmiddag dan kom ek weer terug by die water op. Net myself net reg vir vanoggend. Maar ons weer onder die water. Hulle wat by Jesus was, lewe buiten gewone lewens. Hulle is gehoorsaam aan God. Hulle praat anderste. Hulle lewe andersins. Hulle sê andersins. Hulle is bold, hulle het vrymoedigheid. Maar ek praat Jesus wanneer ek by hom was. Hulle sê dat sielkundiges bewys, jy praat, as jy teruggaan en kuier met jou vriende in hoërskool, dan praat jy wees as daai persoon toe jy was op hoërskool. Jy geweet? As jy by jou pelle kom van universiteit gaan jy wees om praat soos jy daar was. En jou brein het baie gemaak. Jou spraak verraai jou. Petrus sit om die vuur en hulle sê vir hom 3 keer, maar ken jy wie is? Hy sê nee, hy sê maar jou spraak het jou verraai. Buiten jou lewenswysens, wat praat jy? Praat jy praise over suffering? Praat jy geloof oor vrees? Praat jy liefde oor haat? Wat praat jy Jesus of praat jy eerder maar wêreldtaal? Volgende keer vra, wat praat jy? Kan mense sien? Kan hulle sien jy was by Jesus gewees? Of moet die vraag eerder wees, was jy by Jesus al gewees? Was jy Sondagoggend is nie genoeg vir 'n buitengewone lewe nie. Vir my om by Jesus te wees is 'n daaglikse ding waar ek daagliks by hom uitkom. So my vraag volgende vir jou is, nommer 1, was jy al by Jesus gewees? En nommer 2, lewe jy soos iemand wat by Jesus was? Of lewe jy net 'n lewe? Vader ons, wil volgende Here eerstens kom jammer sê Here. Here, laat ons baie keer lewe asof ons U nie ken nie. Here, asof ons lewe asof mense nie by U was nie, Vader, asof mense wat net saam met die stroom gaan. Here, maar ons wil volgende dit weer kom aanmeld en sê, Here, ek wil my lewe kom herrangskik onder die orde van Jesus Christus. Ja, dat mense kan sien ek is by U was, Vader, en dan wil ek anders begin praat, anders begin lewe. Ek wil gehoorsaam wees, Here Vader. Ek wil buitengewone lewe, Vader. Here, ek wil boldness hê, ek wil vrymoedigheid hê, Vader. Ek wil Jesus begin praat. Praise over suffering, geloof oor vrees, liefde oor haat. Here, ek wil die onsienbare koninkryk van God sienbaar maak deur my leefstyl. Matteus 5 sê die woord, julle is sout en lig. Lewe so dat julle werke die Here verheerlik. Here, mag my handel en my wandel Here U verheerlik. In Jesus naam. Amen.